Shabbat Shalom, goeiemôre geliefdes en baie dankie dat jy vanoggend op hierdie pragtige Saterdag Shabbat ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, my naam is Frik Weideman en dis vandag my voorreg om jou te kan bedien met hierdie woord, die woord van Skepper God. Weet jy mense, ek is dankbaar vir sy woord. Ek is dankbaar dat sy woord in ons gees kom resoneer. En my gebed vandag vir jou is dat die woord gestalte sal kry in jou lewe en dat die gees van God sy ruach, hierdie woord lewendig en kragtig sal maak in jou wese, in jou liggaam, in jou gedagtelyne, want ek en jy mag nooit vergeet dat ons is die tabernakel van die Heilige Gees nie, en ons is hier op hierdie wêreld om sy wil, sy plan en sy karakter te gaan weerkaats in 'n donker wêreld. En dis hoekom dit vir my so belangrik is om hierdie woord vandag met jou te deel. En weer eens, dankie dat jy ingeskakel is. Mense, ons het seker so 3 weke gelede het ons 'n Torah porsie hanteer en dit gaan oor Noag. Nou, ek sukkel om Noag uit my stelsel uit te kry. En die rede daarvoor is dat ek sien dat mense is onbewus wat om hulle gebeur. Onbewus van Bybelse profesieë wat in lyn kom. Veral in die boek Openbaring, in die boek van Esegiel, die boek van Daniël. En ek besef net weer eens dat ons is in hierdie laaste generasie. En nou is my vraag, wat gaan aan? Waarmee is ons besig? En die woord is duidelik, en ek gaan dit nou met jou deel, dat ons leef soos in die dae van Noag. En jy het al baie boodskappe gehoor oor Noag en ons leef in die dae van Noag en wat het gebeur in die Nephilim, en 'n klomp goed het gebeur, maar ek wil vandag jou aandag skuif na 'n besondere boodskap, en dankie dat jy ingeskakel is vandag. Maar voor ons voortgaan, kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader dat hy vandag sy woord sal seën. En dat sy woord sy snelle gang sal gaan. En dat die woord sal penetreer en dat die woord saad sal wees. Wat gesaai word op 'n geestesvlak. Dat ons hom weer sal dien op gees en in waarheid. Want hy soek ons, hy soek sy manne en sy vroue wat hom wil dien in gees en in waarheid. En dit moet ek en jy wees. En vandag is hierdie boodskap juis van toepassing op dit. En ek vra die vraag, ons is in die laaste generasie, wat gaan aan? Kom ek en jy bid saam. Abba Vader, dis 'n voorreg om op hierdie Saterdag Shabbat die heilige naam te kan aanroep. En ons kom vandag in ons Heneni. Ons wil vandag sê, hier is ons. Ons meld aan. Ons meld aan vir gehoorsaamheid. Ons meld aan om te doen dit wat die woord van ons verwag. Ons meld aan om u wil, u plan en u karakter uit te leef en te weerkaats in hierdie wêreld. En Gees van God, help ons. Help ons om dit te kan doen. Lei ons na waters waar rus is. Lei ons in die spore van geregtigheid. Gees van die lewende God, herinner ons. Wat is belangrik in terme van die woord? Wat is belangrik in terme van dit wat vir Vader belangrik is? Gees van die lewende God, kom was ons skoon met rein water, dat die bloed van die lam ons kom reinig van al ons sondes, maar die waterbad van die woord, met die inspraak van die Gees vandag die oorwinning sal bring in mense se lewens. Albei ek bid vanmôre dat ons met mense se geesmens sal praat. En dat saad gesaai sal word in 'n braakland. En ek roep 'n magtige oes. Ek roep dat dooie bene bymekaar sal kom. Vader, ek profeteer vandag van die noorde en die suide en die ooste en die weste. Profeteer ek vandag lewe in dooie bene. Ek roep vandag slapende geeste na vore. Vader, dat ons nie langer in 'n slumbering spirit sal wandel en leef nie, maar dat ons sal wandel soos wat Noag gewandel het, om set apart te wees. Vader, ek bid vandag om net uit te roep dat ons het u nodig. Help ons, rig ons, lei ons. Ek het 'n uitroepe vanmôre na verlore gaande siele van mense wat onbewus is van wat om hulle aangaan. Albe ek bid in hierdie besondere dag dat elke man, vrou, seun en dogter sal seën op hierdie Shabbat en dat ons bewus sal word van die gemanifesteerde heerlikheid en dat die heilige naam deur alles vandag verheerlik sal word. Vader, dis my gebed en dis my roepe vandag en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek bring vandag aan hom die eer en die lof en die aanbidding. Baie mense sê vir my, Frik, jy maak nie jou oë toe as jy bid nie.
Mense, nêrens in die woord sê dat jy met jou oë toemaak nie. Inteendeel, wanneer ek bid, dan wil ek so opkyk wat hy sê, hef op julle hoofde. Waar sal jou hulp vandaan kom? My hulp is van hom wat hemel en aarde gemaak het. Hef op heilige hande. En dis waar ek wil wees. Mense, ons kyk nie af nie, want as ons afkyk, dan kyk ons na ons omstandighede. Ek wil opkyk, Lukas 21 vers 28, want ek weet dat my verlossing is naby, en ek bring aan hom vanoggend die eer en die lof en die aanbidding. Dankie weer eens dat jy ingeskakel is by die uitsending, en ek glo regtig waar dat vandag se woord gaan jou dat jy 'n keuse maak, want mense daar gaan 'n skeiding plaasvind. En ek wil nie hê dat jy moet uitbly nie. Ek staan vandag soos 'n Noag. In die dae net voor die vloed staan ek vandag soos Noag, en ek roep jou en ek vra vir jou dat jy sal terugkeer. En ek vra vir jou dat jy sal repent en dat jy jouself sal verootmoedig om terug te keer na ons hemelse Vader in gees en in waarheid. Die waarheid is in sy Torah, in sy gees kom maak dit lewend in ons binneste, sodat hierdie tabernakel, my en jou tabernakel, die tempel van die Heilige Gees, mense 'n ligdraer sal wees in hierdie wêreld. Die woord sê baie duidelik, hy sê julle moet sout van die aarde wees en lig van hierdie wêreld. Sout bring geur, en dat ons geur sal bring om te wandel in geregtigheid, want geregtigheid is die antwoord. Wanneer jy in geregtigheid wandel, beteken dit ons het aangemeld vir gehoorsaamheid, presies dit wat Abraham gedoen het. So mense, ons leef in die laaste dae. Ek dink nie jy het 'n graad nodig om dit te weet nie, maar ons leef in die laaste dae. Nou kom my vraag, wat gaan aan op hierdie aarde? En wat my hartseer laat is die feit dat Noag het so lank dat hy die boodskap gebring, mense bekeer julle, hier kom 'n vloed. Kan jy vir jouself indink? Hierdie man is in die middel van die woestyn, en ek het die som gaan maak, daar was seker omtrent na 2000 jaar, maklik omtrent 1 biljoen mense op hierdie aarde. Nou net, Genesis 1 vers 26-27 sê, hulle moet voortplant, hulle moet vermeerder op hierdie aarde. En ek dink hulle het dit gedoen. So, kom ons maak die aanname om te sê, daar was bykans 1 biljoen mense op hierdie aarde gewees. En net 8 mense uit 1 biljoen is gered. En as ek vandag rondom my kyk, dan raak ek bekommerd oor ons mense, veral Suid-Afrika, en ek weet nie van Namibië nie, maar Suid-Afrika, waar daar 30.000 kerke is. En ons gaan verlore. Ons gaan verlore, en dit is my belangrik om die waarheid tuis te bring weer. Dit is my belangrik om die waarheid aan jou te verkondig. Min mense hou van die waarheid. Want baie mense in hierdie laaste dae wil in hulle ore gestreel word. Daarom sê die woord, hy sê, mense gaan vir hulle predikers kry wat hulle ore gaan streel. Mense uiteraard, dis nie ek nie, en dis hoekom baie mense op die kanale opkom, dan gaan hulle weer af, want hulle kan die waarheidsverpakking van die woord, kan hulle nie hanteer nie. Want die woord stuit hulle teen die bors. Die woord is soos 'n hou wat jy kry. Ons is soos 'n bokser wat nie in die wind slaan nie. Ons moet die doel tref. En dit is my belangrik dat ek en jy sal besef, ons is die laaste generasie. En as ek en jy die laaste generasie, moet ons weet, wat gaan aan? Mense, ons is kinders van die lig, man. Ons is nie kinders van die duisternis nie. So is my belangrik om hierdie boodskap met jou te deel. En toe ons hierdie Torah porsie gehanteer het van Noag, dit was die tweede Torah porsie gewees. Jog mense, ek kry dit nie uit my gedagtes en weet jy, ek droom hieroor. Ek sê familie, ek droom oor hierdie boodskap. Dit resoneer met my gees. Ek kan nie daaroor praat nie. Op al my kanale praat ek Noag. As ek mense in die huwelik tree, dan is dit Noag, want Noag en sy vrou het die mooiste huwelik gehad wat in die woord beskryf word, maar wat nie in die woord is nie. Nou dit klink verskriklik, maar as jy net mooi daaraan dink, vir 120 jaar het hierdie man gewerk en hy het gepreek en hy het die ark gebou en hoe die gemeenskap hom uiteraard benadeel het. Kan jy dink, in die middel van die woestyn bou hierdie man 'n ark op grond van die woord van Elohim, en hy's gehoorsaam. En hy bou weer die ark in die teenkanting wat hy gekry het, en hy sê vir hulle, as julle moet repent, hier kom 'n vloed. Ek bedoel, hierdie ou self het nog nooit in sy lewe reën gesien. Hy weet nie so lyk die val dan nie. Hy weet nie hoe lyk dit nie. Hy het dit in sy lewe nog, maar op grond van die woord van Elohim het hy gesê, ek hineni, ek sal dit doen wat u van my verwag. En dis geloof in aksie. Belangrik wat ek vandag vir jou sê, dat jy kan baie goed sê, maar dit tel nie, maar wat jy doen is wat tel. So, terwyl ons hierdie Torah porsie gehanteer het, toe besef ek maar, ek sien die normale lewe van mense.
Ons staan in die môre op, ons maak klaar, ons gaan werk toe, ons gaan skool toe, ons doen ons werk, ons kom terug by die huis, dis 'n gejaag, dis kinders, dis kos maak, dis 'n klomp dinge. En ons vergeet, wie is Elohim? Ons vergeet van sy gees, om ons lewens terug in te lei in die spore van geregtigheid. En ons raak onbewus van die belangrikheid van sy woord, en ons lees dalk miskien net in die aand, weet 'n ou versie of 2, net om dalk die gewete te sis, maar ons verstaan nie die belangrikheid daarvan nie. Het is belangrik om die Torah porsies deur te werk, en die rede daarvoor is, dit laat jy die woord verstaan in konteks. Want as jy die Torah porsie lees, dis natuurlik die eerste 5 boeke van die Bybel, dan gee dit vir jou die skrifverwysings na die profete toe, en natuurlik na die Ou Testament in geheel, en natuurlik ook in Psalms en Spreuke, en dan die Nuwe Testament, die evangelie, en dan wat Paulus geskryf het, en uiteraard die boek van Openbaring, en so kan ek aangaan. So die hele woord word basies gebestudeer, en dan kry jy 'n prentjie. Nou wat die lekker ding is, dat daar's miljoene mense oor hierdie wêreld, dat wanneer jy Genesis 6 lees, dan lees miljoene mense saam met jou Genesis 6. Met ander woorde, ons is in eenheid. Ons is in harmonie. En dis belangrik. Goed, terug na die boek van Genesis, en waar die woord met ons praat in Genesis hoofstuk 6 oor Noag. Nou mense, as ek die Torah porsie met jou hanteer, gaan ons maklik 3,5, 4 ure besig wees. So ek het hom sinopties saamgevat, en ek het nog nie eens naaste by die Hebreëse inslag wat ek vir jou wil gee, kan ek bring nie, want tyd gaan my nie toelaat nie. Ek wil net hierdie boodskap, wat ek belangrik ag, dit was my baie moeilik om, ek het 20 bladsye voorberei, is my baie moeilik om 20 bladsye sinopties in te druk in 45 minute. So bid vir my asseblief, dat ek dit wat ek gaan sê, dat dit werklik waar gaan resoneer met jou gees, en mense, baie dankie dat ons kan saam met jou staan, in die stroom van lewende waters. Nou die woord sê baie duidelik in die boek van Matteus, dat ons leef soos in die dae van Noag. Kom ek lees dit saam met jou, maak jou woord oop by Matteus, hoofstuk 24, vers 37 tot 39. As jy hom gekry, dan sê jy, halleluja. Nou, hier gaan ons. Hy sê vers 24, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, met ander woorde normaal gelewe het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag, nou daai is my baie belangrik, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Nou mense, nou net voor die sondvloed, het daar sekere goed gebeur. Ons is nou net voor die tweede koms van Meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Hy is die bruidegom, ons is die bruid. Is daar sekere goed wat van toepassing is. Maar nou moet jy in Genesis 5 gelees, wat beteken die naam Noag? En die woord verklaar dit. Genesis 5, vers 28 tot 29. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy die vader geword van 'n seun. En hy het hierdie seun Noag genoem, want hy het gesê, hierdie seun sal ons opbeer, ander vertaling sê, hierdie seun sal vir ons rus gee, in die harde werk met ons hande, en in ons swaar kry op die grond, wat deur Elohim vervloek is. So wat beteken die naam van Noag? So Noag het 'n besondere naam. So mense, wat is jou naam? So dis belangrik dat jy sal bietjie ondersoek, wat beteken jou naam? Wat beteken my naam? Want in 'n naam kan daar 'n naamseëning wees, of daar kan 'n naamvloek wees. Onthou jy vir Ben-Oni, toe sê Jakob, nee, my kind se naam kan nie Ben-Oni wees, die seun van smarte nie, daar is die manier nie. Hy is Benjamin, aan die woorde Benjamin, seun van my regterhand. So daar's 'n naamseën of 'n naamvloek, maar Noag se naam beteken eintlik, hy kom gee rus, en hy kom gee genade. Kom ons hanteer dit gou. Skryf gou die volgende neer. Noag se naam beteken rus en genade. Nou genade in die Hebreëse konteks beteken dis 'n get en dis 'n nun. Nou 'n get, mense, is die 8ste Hebreëse letter in die alfabet, en die nun, mense, is die symboolwaarde van 50. So get is dan 8 en nun is 50, en dit gee vir jou 'n som totaal van 58. So 5 beteken genade, en 8, weet julle mos, beteken 'n nuwe seisoen. So 58 in sy konteks beteken ja is groot. Nou wie is ja? Mense, dis die verbondsgod. Hy is groot. En waar is hy? Hy is by ons. Hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. So, hoekom was die grond vervloek?
was die grond vol ditsels en dorings gewees, op grond van wat Adam en Eva gedoen het. Hoekom was die aarde vervloek deur Elohim? Terloops, hoe lyk hierdie aarde vandag vir jou? Wat het gebeur op hierdie aarde? Dit word nie in Genesis hoofstuk 5 beskryf nie, maar in Genesis hoofstuk 6 word dit beskryf. Wat het gebeur op hierdie aarde? Met ander woorde, die skepping in Genesis hoofstuk 1, 2, 3 en 4, in die skepping was die volheid van hierdie aarde gewees. Wat het ingekom in hierdie aarde, om hierdie aarde te kontamineer? Wat het veroorsaak dat hierdie aarde wat in sy volheid geskep was, en Vader sê, hy sê, en dit was goed. Elke keer wanneer hy gesê, dit was die eerste dag, dit was aand en môre die eerste dag, dan sê hy, dit was goed. Dit was aand en môre die tweede dag, en dit was goed. Aand en môre die derde dag, julle ken die storie. So, wat op aarde het ingekom, om hierdie aarde te kontamineer, dat die woord sê, hoekom het Elohim die grond van die aarde vervloek? En toe kom Noag op hierdie toneel, en sy naam beteken, ek gaan vir jou rus gee, en ek gaan vir jou genade gee. Dis wat sy naam beteken. Terloops, sy pa het die ouderdom bereik, dis natuurlik Lameg, die ouderdom van 777. Kan jy dit glo? Aan die woorde, die volmaakte getal. So mense, blaai gesaam met my na die boek van Genesis, hoofstuk 6 vanaf vers 11 tot 12. Hy sê, maar die aarde was verdorwe. Stop geraaf vir 'n oomblik. Het jy ooit iemand in die boek van Genesis na meester Yeshua toe gelei, dat so 'n persoon in die boek van Genesis tot bekering kan kom, en meester Yeshua aanvaar as verlosser en saligmaker? So as jy die konteks van die ark verstaan, wat ons rus gee en wat genadig is, met ander woorde, binne in die ark het ons vrede, binne in die ark het ons genade, ten spyte van die storms wat buitekant woed, maar in die ark is daar vrede, daar's lewe, daar's genade, daar's redding in die ark. So die simbool van die ark is meester Yeshua. En ten spyte van die storms waardeur ons gaan, gee hy vir ons genade. Hy bring vir ons redding. In 'n donker verdraaide wêreld bring hy vir ons redding, soos die ark. En ek gaan dit 'n bietjie later met jou hanteer. So selfs in die boek van Genesis, mense, dis belangrik dat jy die woord dan lees met die skaduwees van wat gaan gebeur in die Messias tyd. So aan die woorde, Genesis hoofstuk 6 vers 11 tot 12 sê, hy sê, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van Elohim, en die aarde was vol geweld. Hoekom het hy die aarde vervloek? Hier is die antwoord, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van Elohim, en die aarde was vol geweld. Hoor gaan wat sê die volgende vers. Toe sien Elohim die aarde aan, en dit was verdorwe. Maar hoor hierdie belangrike vers, want alle vlees, met ander woorde, alle mense, het sy wandel op die aarde verdrywe. En toe ek dit lees, toe besef ek, wat is presies wat ons vandag doen? Dis presies wat ons vandag doen in 2024. Ons, alle vlees is verdorwe. Mense, kyk om jou. En dis hoekom ek sê, hierdie boodskap resoneer in my gees om dit met jou te deel vandag op hierdie Shabbat. Hy sê, alle vlees het sy wandel op die aarde verdryf. Dit beteken, sy DNA wat op hierdie aarde was, is verdryf, is gekontamineer. Sy gees wat op hierdie aarde was, is onderdruk. Met ander woorde, rebellie die plek ingeneem. Hy sê, die mense het die beeld van Elohim verdryf op hierdie aarde. Dis wat gebeur het in die tydperk van Noag. Met ander woorde, iets het sy plek ingeneem op hierdie aarde, en daai iets wat sy plek ingeneem het dit kom verdorwe, en sy gees, sy DNA, sy beeld is verdryf van hierdie aarde. Hoe lyk hierdie wêreld vandag vir jou? Hoe lyk hierdie wêreld vandag vir jou? Mense, verdryf ons nie ook sy beeld? Verdryf ons nie ook sy DNA? Maar sy DNA in ons besig is om te kontamineer. Ek bedoel, as jy kyk hoe lyk hierdie wêreld, dan sien jy die boosheid en die donkerheid. Sy DNA was besoedel en gekontamineer in die tydperk net voor die vloed. Vandag lyk dit net so. Ek bedoel, kyk net na ons skole, se kurrikulum, met betrekking tot ons kinders. Ek huil in my hande. Nou, ek het 'n Dawid gees, ek trek sommer gemaklik die swaard, want dit is wat met ons kinders gebeur. Mense, die DNA van Elohim, die beeld van Elohim, is onderdruk, en mense is onbewus daarvan.
Hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Nou vra ek vandag vir jou wat na my kyk. Hoe lyk Vader, Skepper God, die Heilige se DNA, die Gees van God se DNA, hoe lyk dit in jou lewe? Wat weerkaats jy in hierdie donker wêreld? Onthou net, ek en jy is geskep na die beeld van Elohim. Hy sê ons is geskep om hom te verteenwoordig op hierdie aarde. So wat weerkaats jy? Wat praat jy? Hoe tree jy op? Hoe lyk jou besluite? Hoe lyk jou optrede? Onthou net, dis nie wat jy sê wat tel nie, dis wat jy doen. Want ons doen net wat ons glo, en ons glo dit wat ons doen. So dis belangrik dat ek en jy vandag mekaar in die oë kyk om te vra, maar wat gaan aan? Is hierdie aarde nie ook nou vervloek in 2024 nie? Wat gaan aan in hierdie wêreld? Die DNA van ons hemelse Vader is gekontamineer. Is gekontamineer in die mens. Want die vlees, hy sê alle vlees het sy wandel van hierdie aarde verdrewe. Ek lees gesaam met jou, hoor wat sê Yeshua. Hoor wat sê Yeshua in Matteus 11 van vers 12. Hy sê, maar in die dae van Johannes die Doper af, tot nou toe, word die koninkryk van die hemel bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. So wat het gebeur net voor die sonvloed, in die tydperk van Noag, toe hier 1 biljoen mense op hierdie aarde was? Die aarde was verdorwe gewees en alle vlees het in hulle harte dit bedink en gedink wat sleg was, hulle het slegte versinsels gehad in hulle lewens, die morele verval het plaasgevind, hulle was onbewus gewees van die vloed wat gaan kom, hulle het hulle nie bekeer nie, hulle het hulle nie verootmoedig nie, en hoor wat sê meester Yeshua in Matteus 11 vers 12, hy sê, maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemel bestorm, met ander woorde rebellie kom teen dit, ons aanvaar dit nie meer nie, ons verwerk dit, en die bestormers gryp dit met geweld. Wat beteken dit? Maklik, eenvoudig. Elkeen doen en maak wat hy wil. Ons maak wat ons wil, die eie ek. Die eie ek, alles wat ek doen is mos maar suiwer in my eie oë, en die eie ek word gepromoveer. Ons verwerp Abba Vader se gebooie. Ons verwerp sy instruksies. Ons minag sy afsprake. En wat sê meester Yeshua in Matteus 24? Hy sê, pas op dat julle nie mislei word nie. En dis mense wat dit verkondig, dis mense wat sê, ouens, hierdie Joodse feeste, ek wil dadelik vir jou sê, dit behoort nie aan die Jode of aan die Hebreërs nie, dit behoort aan Vader, Abba Vader. Misleiding is in die orde van die dag, en ongelukkig hardloop mense na die misleiding toe, want daar's verwarring. Daar's nie gehoorsaamheid nie. En alle vlees het sy wandel op hierdie aarde verdrewe. So nou vra ek die vraag, wat gaan aan? So, ons skep ons eie geregtigheid. Ons is self in ons eie God, as ek dit so kan uitdruk. Ons doen en maak net wat ons wil. Ons het nie 'n saak met wat vir Vader belangrik is nie. Ons gee nie om of sy afsprake heilig is of nie heilig is nie. Mense verkondig dit. Hy sê, julle het nie nodig om dit te doen nie. Mense, en ek wil regtig vandag vir jou sê, ek wil my vinnig in die rede val. Mense kry ons by Menorah Tabernakel uit dat ons die Joodse feeste navolg. Dis nie Joods in die eerste plek nie. Gaan lees asseblief jou Bybel. Nommer 1, hoor wat doen die algemene gemeentes. Herdenk hulle Paasfees, ons sê Pesach, ja, hulle doen dit. Doen hulle dan die sterwe van meester Yeshua of Jesus Christus? Doen hulle dit? Yes, hulle doen dit. Vir hoe lang? 3 dae en 3 dae. Was hy 3 nagte en 3 dae, ekskuus. Was hy in die buik van die aarde gewees? En dan sy opstanding, herdenk hulle dit? Yes, hulle doen dit. En dan 50 dae later, die uitstort van die Heilige Gees, Pentekost, of die fees van weke. Yes, hulle almal doen dit. So, dan is julle ook Joods, want julle doen presies dieselfde. Ons sê maar net die volgende, jy weet, ons sê maar net, dit is Pesach, die bloed van die lam, when I see the blood, I will pass you over. En dan die tweede is die fees van ongesuurde brode, om die suurdeeg in my lewe uit te haal, my erkenning, my verantwoordelikheid, en dan die opstanding as 'n eerste vrug, 'n beweegoffer voor die aangesig van Elohim, en dan 50 dae later, Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, presies dieselfde. So ek weet nie wat is hierdie hoeha, wat mense nou so oor te kere gaan. So nou kom die woord en die woord sê, hy sê vanaf Johannes die Doper tot nou toe, is die koninkryk van die hemel onderdruk. Hoekom? Hy sê want dit word bestorm. Daar's rebellie.
Elkeen maak wat hulle wil. Hulle verwerp die insettinge van Elohim. Hulle verwerp sy heilige afsprake. Hulle wil nie wandel in sy gebooie en sy verordeninge nie. Hulle wil nie, met ander woorde, hulle verdryf eintlik sy DNA. Hulle verdryf sy DNA nadat meester Yeshua die prys betaal het op Golgotha. Verdryf hulle hom. So, hoe die mense gelyk in die laaste dae? Ek wil gou net iets sê oor die laaste dae. Onthou julle in Genesis hoofstuk 5, was dit die indeling van Adam tot en met Noag. In Genesis 6 toe begin Noag se ware verhaal. Dis nie 'n storie, dis 'n ware verhaal. Dis goed wat regtig gebeur het. En toe word die Nephilim geopenbaar omdat die seuns van God, die engele, neergedaal het en hulle het met die vrouens intiem verkeer en die reuse was gebore op hierdie aarde. En dit het bekend gestaan as die Nephilim. Nou die Nephilim, mense, ek het die som gaan doen. Daai ouens was 450 voet lank. Dis 137 meter. Kan jy dink hoe groot dit moet wees? Ons gaan maak so 'n bietjie sommetjies. Dis ongelooflik hoe groot daai ouens was. Hoe dit ook al sy. Is ons nie maar ook vandag in 'n kleinere mate die Nephilim nie. Want hulle het chaos veroorsaak. Hulle het oorgegaan na kabbalisme toe. Hulle het oorgegaan na 'n klomp dinge. Toe mense in vandag as ek kyk na die wêreld en ek sien waarmee ons besig is. En die hoogmoed en die trots en die rebellie in ons, dan het ons ook die DNA van Elohim verdryf. En sy beeld is gekontamineer op hierdie aarde. Is ons aarde nie ook al teen hierdie tyd 2024 ook vervloek nie? Hoekom dit so gaan nie? Ek bedoel, kyk rondom jou wat gebeur met die hurricanes en wat gebeur met die winde en die oorstromings en 'n klomp dinge. So hoor gaan wat sê die woord. Baie gesaam met my na 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5. Hy sê maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Leef is in swaar tye? Absoluut. Hoe het hulle geleer van Noag se tyd in moeilike tye? Yes, hulle het Noag uitgekry. Die oomblik as jy soos Noag wil opstaan, to be set apart, om heilig te lewe, om gehoorsaam te wees, om dit te doen wat sy woord vir ons sê. Oomblik as jy dit doen, dan word jy geëtiketeer, dan word jy gedryf. En die woord sê dit, hy sê, sy koninkryk word bestorm, met geweld. As nie genade nie, met geweld. Ons sien dit, ons sien die uitlatings wat predikers maak, ons sien dit wat hulle verkondig, ons sien die gevegte, daar's nie genade nie, en ons sien dit. So, dit is wat nou gebeur. Hy sê in die laaste dae sal daar swaar tye kom, want mense. So wat doen mense? Hoor gou hierson. Hierdie mense is eintlik maar die Nephilim wat nou weer opstaan. Hulle sal liefhebbers wees van hulle self. Mense, ek sien dit elke dag in my lewe. Nommer 2. Geldgierig is. Alles gaan oor geld, mammon. Nou in die laaste dae in die boek van Openbaring 13 gaan ons te maak kry met mammon. Hy wat nie kan koop of verkoop nie, is hy wat die merk nie aanvaar nie. So as jy die merk aanvaar, kan jy koop en verkoop. Dit gaan oor mammon, gaan oor geldgierigheid. Grootpraters, grootpraters. Trotsaars, lasteraars. Hulle het nie 'n saak of hulle die heilige naam van Skepper God uitelik gebruik nie. En selfs besighede gee God se name, maar dan doen hulle onregmatige besigheid. Hoe op aarde kan ons dit doen? Ongehoorsaam aan hulle ouers. Ek hoef dit nie eens te verduidelik nie. Ondankbaar, mense. Ek is dankbaar vandag vir sy woord. Ek is dankbaar teenoor Abba Vader wat ons kom seën met sy liefde en sy genade. Ek is dankbaar dat ek kan lewe, daar 'n lug in my longe is, bloed deur my are vloei. Ek dank hom vir 'n mond om te kan praat met sy grootheid en sy almag te kan verkondig. Ek is dankbaar. Onheilig het nie 'n saak met dit wat in die woord staan. Dit wat in die woord staan, wat die woord sê, maar dis heilig. Die mense het nie meer 'n saak met dit nie. Predikante ook nie. Hulle het nie meer 'n saak nie. Daar's nie 'n standaard nie. Daar's nie 'n skeidslyn nie. In ander woorde, dis weer die Nephilim. Ons leef so in die dae van Noag, voor die sonvloed en voor die koms van meester Yeshua. Onversoenbaar, onversoenlik. Mense sê nie meer hulle is jammer nie, hoor. Inteendeel, hulle blameer eerder, hulle sê nie hulle is jammer nie. Ja, maar dis jou skuld en jou skuld en jou skuld. Kwaadsprekers, bandeloos, wreed. Ag, ek het in my lewe nog nie soveel wreedheid gesien tussen mense nie. Mense, ons doen die afsprake van Vader op 'n Hebreëse kalender. Nou, dis vir ons belangrik, want Romeine hoofstuk 11 praat van die verborgenheid van die heidene.
Nou is ons kalender nou nie ooreenstem met 'n ander groep se kalender nie. Jy kan nie glo die onversoenlike optrede nie. Nee, ons is nou in die put van die hel en al die tipe van dinge nie. En ons sien dit. Dis nou nie meer 'n bekleierery oor genade en die wet nie. Dis nou bekleierery oor kalenders en die name van God en dis nou bekleierery oor ander. Ons soek altyd rede om te beklei. Ons is in hierdie generasie. En ek kry hartseer want ons is besig om die DNA weer te verdryf, om Vader, Skepper God se DNA op hierdie aarde en in ons is ons besig om te verdryf. En ons werk eintlik, as jy nou mooi daaraan dink, werk ons eintlik saam met die Satan, net op 'n ander manier, op 'n skyn heilige manier, maar ons werk eintlik saam met Satan. Hy sê die koninkryk van die hemele word bestorm en die bestormers gryp dit met geweld. Mense, ek kry die oproepe van hoe mense funksioneer as jy net 'n verkeerde datum byvoorbeeld deurgee. Dis nag, Nella. So dit is hoe dit werk. Hulle sê die mense van vandag is bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Ek sien dit. En as jy 'n predikant is, of jy verkondig die woord, of jy's 'n spreekbuis op die kanale, mense maak seker ons verkondig die woord, die waarheid, die heiligheid. Dit wat vir God aanneemlik is, moet vir ons aanneemlik wees. Ons kan nie iets anders verkondig nie. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hoeveel tyd spandeer ons nie op ons telefone met hierdie YouTube shorts nie. Dis entertainment, dis 'n klomp dinge. En ek kyk ook daarna, maar ek beperk my vir 1 minuut. 1 minuut, dan is dit klaar. Ek hou natuurlik van hierdie katte en die diere, dis my pragtig. Maar shorts kan jou vinnig, nou is dit 'n uur verby. En as jy dan die woord moet lees, dan is daar nie tyd nie, dan wil jy slaap en dan gaap jy. Liefhebbers van hulle self, liefhebbers van genot in steede van liefhebbers van God. Met ander woorde, die woord word geminag, want die woord, die koninkryk word bestorm met geweld. Daar's geen krag nie. Daar's geen krag in hulle nie. Hulle die gedaante van God saligheid, maar daar's nie krag in hulle nie. Nou sê die woord, keer jou van sulke mense af weg. Keer jou van sulke mense af weg. So vandag se lewe, en ek neem aan dit was so gewees in die tydperk van Noag, as jy nie sondig nie, as jy nie, ekskuus, kan ek dit mos sommer hard uitdruk, as jy nie hoer en remoer en vloek en skel en daai tipe van dinge nie, dan is jy uit. As jy streef na heiligmaking, jy sê vir mense, weet jy, dit is my belangrik om Vader se afsprake na te kom. Dis vir hom heilig, en dis vir my heilig. Dan is jy uit, dan is jy Joods, dan word jy geëtiketeer, dan is jy van 'n kultus, dan is jy 'n ander groep, en die ouens gaan vir jou uithaal. As jy wil gehoorsaam wees aan Vader se gebooie, en in die Nuwe Testament sê meester Yeshua, hy sê as julle my lief het en julle bewaar nie my gebooie nie, dan is julle leienaars. En die waarheid is nie in jou nie. So wanneer jy dit doen, gaan die mense jou uitkry. Hoekom? Want die DNA van Skepper God is gekontamineer. En ons is onbewus wat om ons gebeur, soos in die dae van Noag, voor die sondvloed, en nou voor die tweede koms. En sonde word aanvaar. Sonde word aanvaar. Daar is nie meer 'n standaard nie. Ek bedoel, vir my is dit belangrik om te sê, ouens, repent. Teshuvah, keer terug. Kry klaar met hierdie fluffiness Christianity. Kry klaar met menslike oorleweringe. Kry klaar met dit. Ons neem nie meer 'n standpunt in nie. Daar is nie meer 'n keuse wat mense maak nie. Jy moet 'n keuse maak. Mense word nie meer geassosieer met heiligheid nie. Inteendeel, mense weet nie meer wat dit beteken nie. Wat beteken heiligheid? Geef my jou definisie. Stuur sommer gou, sommer op die kanaal, stuur gou, wat beteken heiligheid vir jou? Wat beteken dit vir jou? Weerkaats jy die DNA van Skepper God in hierdie wêreld? Sy wil, sy plan, sy karakter. Help nie, jy sê dit nie, hoor. Jy moet dit doen. En ons lewens gaan aan gewoonweg. So wat gaan aan? Sonder Vader. Ons herken hom nie. Ons respekteer hom nie. Hy moet alles gee vir ons. Wanneer ons bid, behoort hy moet luister. Hy moet nou antwoord. Of ek bel 'n klomp ouens en ek sê bid saam met my. Maar hoe lyk jou eie lewe? Hoe lyk jou eie lewe? En hoor gou wat sê Hebreërs 11 vers 7. Bly gesaam met my. En die boek van Hebreërs gaan oor 'n boodskap. Dit gaan oor 'n boodskap. En dit is belangrik om die boek van Hebreërs te verstaan. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy die goddelike waarskuwing ontvang het. Stop gou daar. Mense, ek is 'n normale mens soos ek en jy. Ek is 'n normale mens. Maar ek gee vandag vir jou 'n goddelike waarskuwing. En ek sê vir jou, daar gaan 'n skeiding plaasvind.
En daai skeiding gaan nie aangenaam wees nie. En ek het verlede week te praat ook oor die woord wat skerper is as 'n tweesnydende swaard. En die woord wat gaan skeiding bring. Maar ek wil vandag mee praat oor 'n ander skeiding. En dit gaan plaasvind. Onthou net, dit wat gebeur het in Noag se tyd, gaan gebeur in ons tyd. Niks onder hierdie son is nie. So Hebreërs 11 vers 7 kom hier 'n goddelike waarskuwing wat Noag ontvang het aangaande wat Noag nog nie gesien het nie. Stop gou daar. Het jy al die tweede koms van Meester Yeshua gesien? Nee. Hoe gaan dit lyk? Ons weet nie. Ons weet wel wat die woord van ons leer in Matteus 24, dit gaan 'n deurligte dag wees. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. In die boek Openbaring, in die senterpunt van die dag van Elohim, gaan dit 'n verskriklike dag wees. Ons weet nog nie wat dit gaan wees nie. Niemand, 1 biljoen mense in Noag se tyd, het nie geweet wat dit gaan behels nie. Noag het ook nie geweet nie. Hy het hierdie goddelike waarskuwing gekry van iets wat hy nog nie gesien het nie. Maar geloof het ingekom en dit gee vir hom 'n eerbiedige respek, 'n eerbiedige vrees. Die woord sê, met 'n eerbiedige vrees het hy die ark gereed gemaak tot die redding van sy huisgesin. Waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Soos jy vandag reageer op hierdie boodskap, dis 'n waarskuwing. Ek gee vandag vir jou 'n waarskuwing en gaan toets my in die hand van die woord. Hierdie is 'n waarskuwing, hierdie is 'n goddelike waarskuwing. So, nou wil ek hier met jou ark gaan bou. Nou wil ek hier met uitgaan om te sê, maar ek moet verander. Ek moet vandag 'n keuse maak. Meester Yeshua is my ark. Hy is my redding. Hy is my genade. Binne is ek veilig. Al woed die storms om my. Hy sal my nooit begewe en hy sal my nooit verlaat nie. Maar dan moet ek begin leef soos wat hy verwag ek moet leef, om hom te resoneer in hierdie donker wêreld. Ek moet sy DNA weerkaats. Ek moet in die ritme kom van sy hartklop. Ek moet dit doen wat vir hom welbehaaglik sal wees. En mense wil dit nie doen nie. En Noag het gekom en hy sê hy het hierdie goddelike waarskuwing gekry. Hy het dit ontvang wat hy nog nie gesien het nie. En hy het begin werk. En hierdie waarskuwing is vandag. Dis waarskuwing op waarskuwing op waarskuwing. Mense, die hemelliggame praat met ons, met hurricanes en storms. Die hemel praat met ons in terme van wat gebeur oor hierdie wêreld. Gebeure in hierdie wêreld in terme van Bybelse profeseë praat met ons, dis waarskuwings. Die een wêreldorde praat met ons, wat in die woord van God beskryf word in detail. En nog steeds is ons armpies gevou en ons sê, ag, weet jy wat, is okay. Ek wil my geld maak, dit gaan oor my eie ek, liefhebbers van hulle self, verwaand, grootpraters, trots, en allerlei tipe van dinge. Nee wat, liewe Jesus is lief vir my, hy gaan my deurdra in hierdie moeilike tye. Maar jy moet iets doen. Jy moet iets doen. Jy moet 'n keuse maak. En daai keuse moet vandag gemaak word. So wat maak ons nou? Ek wil gou vir jou 'n vraag vra. Wat maak ons nou? Ek weet nie hoe laat dit is nie, ek dra nie horlosie nie. Terwyl jy na my kyk, wat maak ons nou? In 'n snapshot, in 'n twinkling of an eye, wanneer die volgende besluit word. Besluit gou. Gaan jy saam? Gaan jy geskei word buite of gaan jy binnekant in wees? Waar redding, genade en lewe is, of gaan jy buite wees as gevolg van 'n wêreldgesindheid? Kom ons sê dit gebeur nou. Hoor gou die woord. Genesis 6 vers 13. Hoor gou. Hy sê en God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Kom ons sê, ek en jy praat nou met mekaar op hierdie boodskap. Dis Saterdag, dis Shabbat, Frik is in die woord, jy luister na my en ewe skielik gebeur dit en Vader sê, ek het tot die besluit gekom. Ek is nou klaar met hierdie aarde, dis nou verby. Gaan jy bly wees of gaan jy in smarte wees? Gemaak daai keuse. So wat gebeur vandag as daar 'n skeiding gaan plaasvind? En 'n skeiding gaan plaasvind, hoor wat ek vandag vir jou sê, soos wat daar 'n skeiding plaasgevind het amper seker in die boek van Noag, in Genesis, so gaan daar 'n skeiding plaasvind eendag met sy koms. Bly gesaam met my na die gedeelte in Genesis hoofstuk 7 vers 16. Hoor gou hierso. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos wat Elohim hom beveel het. Hy sê, en Elohim het agter hom die deur toegesluit. So daar kom 'n tyd wanneer die deur nie meer gaan oop wees nie.
Dalk is dit nou, ek het nou vir jou gesê, wat gebeur nou? Dalk is dit nou, wanneer die deur toegesluit gaan wees. En ek besef net een ding, dat daar gaan 'n tyd kom, en dis hoekom ons die ander 3 feeste, aan die woorde sy koms, wat ons herdenk, wat ons voorberei, en mense verstaan dit nie, dis Yom Teruah, die blaas van die trompette, met ander woorde, ons berei ons voor vir sy koms, niks verkeerd daarmee nie. En dan die tweede een, is die versoensdag, the Day of Atonement. Met ander woorde, ons kom in gereedheid, en ons maak onsself gereed, want ons gaan eendag, gaan ons voor die regterstoel staan, en hierdie woord gaan teen my gedraai word, so, ek maak my nou gereed. So is dit Joods? Nee. Is dit Hebreërs? Nee. Hierdie is 'n volger van Meester Yeshua. Ons is studentvolgers van Meester Yeshua. Met ander woorde, ons rehearse oor daardie dag wat gaan gebeur. En as jy dit verkeerd sien, asseblief vat jou Bybel en geskeer die bladsy uit. En dan die laaste fees, wat die ouens vir ons sê, julle is Joods, is die Loofhuttenfees. Ek bedoel, Meester Yeshua het dit self bygewoon in die boek van Johannes hoofstuk 7. Gaan maak jou eie besluite. Daar gaan 'n skeiding kom. En die oomblik toe Noag, die dag toe Noag en sy familie instap in die ark, toe gaan die deur agter hulle toe en hy word gesluit. Wie het hom gesluit? Wie het hom gesluit? Abba Vader. Hoor wat gebeur. Hy sê diegene, skeiding het plaasgevind van diegene wat 'n wêreldgesindheid het. Diegene wat in rebellie staan, is uitgesluit. Hulle kan nie ingaan nie. Gaan weg van my, ek ken jou. Daar's 'n klop in die deur. Meester, maak vir ons oop. Dan sê hy vir hulle, gaan weg van my, ek ken julle nie. Daar's 'n skeiding wat gaan plaasvind. Middernag toe die trompette blaas, die 5 wyse maagde en die 5 onwyse maagde. Die 5 wyse maagde was almal in die kerk, almal in die gemeente. Almal het geweet, party was bewus, was voorberei, kinders van die lig. Ander het gesê, ag nee wat, daar's nog baie tyd. Wat gebeur as ek nou? Wat gebeur as dit nou gebeur? As Vader sê, dit het tot my besluit gekom. Ek is klaar, hierdie wêreld is vervul met geweld en ongeregtigheid en ek gaan hom nou uitwis. Daar gaan 'n skeiding kom. Hulle kan nie in die ark ingaan nie. Hulle kan nie in Meester Yeshua ingaan nie. Hulle kan nie, dit is te laat, die deur is toe. En hulle wat in die ark is, kan nie teruggaan nie. Mense, en ek wil nie teruggaan in die wêreld nie. Ek wil nie teruggaan in 'n wêreldgodsdiens nie. Dis nie waar ek wil wees nie. So buite die ark is dood. Buite Meester Yeshua is dood. Dood. Gaan lees asseblief. Openbaring 22 vers 14 en 15. Daar's ook 'n skeiding. Gaan lees asseblief. Openbaring 21 vers 8. Daar's ook 'n skeiding. Gaan kyk. Die skeiding het plaasgevind in Genesis hoofstuk 7. Die skeiding gaan plaasvind by die tweede koms van Meester Yeshua, die bruidegom, waar hy sy bruid gaan kom haal. Daar gaan weer 'n skeiding plaasvind. Binne in die ark, halleluja, is daar genade. Ek is deur genade gered. Ek het die gawe van die ewige lewe en daar het redding plaasgevind deur die bloed van die lam. En nou geniet ek die inspraak van sy Heilige Gees. So ons geestelike ark is Meester Yeshua. Presies waar ons was, dis hoekom hierdie boodskap so resoneer met my. Noag was in 'n storm. Die grootste storm van alle tye. Van alle tye. Mense, ek lees in die woord en ek gaan doen die som. Dat die hoogste berg op daai stadium, die water was 6,8 meter hoër as die hoogste berg van hierdie hemel en die aarde. Die hoogste. Noag was in hierdie storm. Hy was deel van hierdie gebeurtenis en tog was hy beskermd. En dieselfde gaan met ons gebeur wanneer jy sy woord bewaar, wanneer jy gehoorsaam. Mense, hoekom is gehoorsaamheid verkeerd? Antwoord my asseblief. Wat gaan aan? Die DNA van Vader is gekontamineer. Dis verdryf op hierdie aarde. Die beeld van Elohim is verdryf, want hulle sy DNA verdryf. Wat gaan aan? So Meester Yeshua is ons ark. Hy is ons redding, hy is ons genade, hy is ons lewe, hy is ons beskerming ten spyte van die storms. En daar's skrif daarvoor, hoor. Daar's skrif daarvoor. Bly gesaam met my na die laaste Bybelboek van die Bybel. Dis die boek van Openbaring, hoofstuk 3, vanaf vers 10 tot en met 12. Hoor gou wat sê die woord. Openbaring 3 vanaf vers 10 tot en met 12. En as jy hom het, dan sê jy, halleluja. Hy sê, alright, ek begin te lees. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Het jy mooi gehoor? So aan die woorde, wie is ons ark? Die woord. Wie is die woord? Meester Yeshua. Hy is die woord.
Het jy die woord in jou? Dat die woord jou gaan beskerm. Hy wat my woord bewaar. Die Engelse Bybel en die Scripture Bible sê dit mooi, sê, they who guard my word. Daai woord is die terugverwysing na die Torah toe. Is interessant, nee? En die Torah so verkeerd in baie gemeentekringe of baie kerkkringe is die Torah so verkeerd. As jy die Torah nie wil lees, die boy skeer hom uit, gooi hom weg. Ek gaan dit nie doen nie, want dit is my belangrik. Hy sê, en kyk, hoor gaan vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Sodat niemand jou kan beroof van wat jy het nie. So mense, wees asseblief baie versigtig na wie jy luister. Asseblief, wees baie versigtig. Wees op die uitkyk, maak jou oë oop, onthou dat jy's kinders van die lig, ons is nie kinders van die duisternis nie. Vers 12. Wie oorwin oor hierdie pragtige boodskap? Onthou jy die ark is gesluit deur die hand van Elohim. Die mense wat 'n wêreldgesindheid het en wat in die wêreld was, kan nie inkom nie. Hulle wat binne is, kan nie na hulle toe uitgaan nie. Met ander woorde, Noag het nie gesien wat eintlik gebeur nie. Hy het nie die trauma gehad van om te sien hoe mense sterf wat in die wêreld was nie. Dis hoekom hierdie woord so resoneer met my gees. Ek kan nie stil bly nie, want ek wil jou waarsku. Ek wil jou 'n goddelike waarskuwing gee. Vers 12. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my Elohim maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Kan jy sien? Selfs met die ark, Genesis hoofstuk 7, selfs waar ons nou is, boek Openbaring, selfde boodskap. Dis hoekom ons is onbewus wat gebeur en die koninkryk word bestorm en die koninkryk word verwerp en die DNA van Elohim word gekontamineer en sy gees word verdryf. En dis hoekom hierdie aarde vervloek is. Ek gaan weer vir jou gee. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my Elohim maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my Elohim skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal en my nuwe naam. Halleluja, prys sy naam. Hoor wat sê die Scripture Bible? Hy sê, he who overcomes, nou Noag was 'n oorkomer. Noag was ook set apart. Noag was ook 'n pilaar. Ek bedoel, hy het gesê, ouens, bekeer julle. Kom by. Maak reg. Teshuvah. Keer terug na Vader. Hy was 'n pilaar. Hy was 'n oorkomer. Hy het die grootste storm, megastorm, wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie, het hy oorkom. Hy was in die ark. Hy was beskerm. Hy wat my woord beskerm. Ek sê bewaar oor die beproewing wat oor die hele wêreld kom en al die bewoners van hierdie aarde op die proef sal stel. The Scripture Bible says, he who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim, and he shall by no means go out. Want die deur is gesluit. Wat is jou keuse? Wat is jou keuse? Jy moet 'n keuse maak vandag. Jy moet 'n keuse maak of jy wandel in hierdie wêreld, of jy luister na mense wat jou kroon wil neem, mense wat dit wat jy weet wil kom kontamineer, hulle bring misleiding in, hulle bring verwarring in. Nou gaan nou praat oor die verwarring, hulle bring verwarring in. En my en jou gedrag moet eintlik die weerkaatsing wees van Elohim se wil op hierdie aarde. Ek sê weer, dis nie wat jy sê nie, dis wat jy doen. So lees gou saam met my Matteus hoofstuk 15 vers 8 tot 9. Matteus hoofstuk 15 vers 8 tot 9. Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe. Ons praat die mooiste woordjies en dit klink so heilig en dit klink so reg en dit klink so mooi en alles. Hy sê maar hulle harte is ver van my. Hoekom is hulle harte ver? Hulle respekteer nie my gebooie nie, my insettinge nie, my verordeninge nie. Hulle luister nie na my stem nie. Dit wat ek haat, het hulle lief. Dit wat 'n gruwel in my oë is, hang hulle aan. Hulle verwerp my heilige afsprake. Hulle verwerp dit. Hulle praat daarteen. Hulle praat daarteen. Dis wat hier gebeur. Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En ek is die ondersoeker van die hart. Nie die lippe nie. Dis nie wat jy sê nie. Dis wat jy doen. Jou hart is 'n doen. Dis 'n doen. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe van die gebooie van mense. Van mense. Hierdie mense wat ons so agtervolg, ek wil nie daaroor praat nie. Hulle is betrokke met paganisme.
met Kersfees en al die tipe van goeders. Ek weet nie daaroor praat nie, maar met ander woorde, Elohim, ek skryf gou hier so, Elohim verlang na mense wat nie net lyk soos hy nie. Is ek en jy na sy beeld? Absoluut. Hy verlang na mense wat nie net lyk soos hy nie, maar mense wat optree soos hy. Want jou optrede is jou doenfase. En as jy doen, dan beteken dit jy glo in dit wat jy doen. So, ander woorde, dit wat hy lief het, het ek lief. Dit wat hy haat, haat ek. As sy afsprake vir hom belangrik is, dan is dit vir my belangrik. Dit wat vir hom heilig is vir my heilig. Dit wat hy in sy woord sê is onrein, ek mag dit nie eet nie, dit eet ek nie. Dis 'n eenvoudige konsep. Want ek is sy tabernakel, ek is sy tempel op hierdie aarde. Hoor gemooi, hoor, die mooiste, dit is amper een van die mooiste skrifte in die woord, is in Genesis 6 vers 22. Hy sê, en Noag het dit gedoen. Wat het Noag gedoen? Hy sê, net soos Elohim hom beveel het, so het hy gedoen. Gedoen, nie gepraat nie, nie geëer met my lippe nie, nee Vader, dankie dat jy my gaan beskerm in hierdie storm, maar ek doen niks nie, en ek eer u, en ek loof u, en ek prys u, maar ek doen niks. Hierdie ou sê, en Noag het dit gedoen, net soos Elohim hom beveel het, so het hy gedoen. Wat gaan aan vandag? Wat gaan aan vandag? Ek wil vandag my keuse maak. Ek wil hom dien in gees en in waarheid. Wat my inspireer, is sy onnaspeurlike liefde. Dit inspireer my. Ek bedoel, hy het 'n prys betaal vir my. En omdat hy prys betaal het vir my, wil ek niks anders doen as om sy wil en sy plan en sy karakter te weerkaats op hierdie wêreld nie. Hy het 'n prys vir my betaal. Dit was nie goedkoop nie hoor. Dit was 'n duur prys gewees. So, wat het gebeur nadat die vloed verby is? Noag en sy familie het uitgeklim uit die ark uit. Uitgeklim uit die ark uit, hulle het 'n nuwe beeld, hulle het 'n nuwe DNA op hierdie aarde kom plaas. Wel, hulle het altyd probeer. En hoe lyk dit vandag? Toe kom Yeshua en hy betaal vir my en vir jou 'n prys, en hy stuur sy gees, sodat sy gees ons sal herinner wat ons moet doen, hoe ons moet lewe. En die ark is die beeld van redding. En meester Yeshua is vandag ons redding. Dis vandag my keuse. En ek wil hom dien in gees en in waarheid. Nou wil ek jou gou vat na, hoe lyk hierdie generasie van vandag? Onthou net, ons het vir Noag gehad, en die volgende persoon op die toneel wat uitstaan, was natuurlik Nimrod. Noag, gehoorsaamheid, Nimrod, rebellie. Kyk vandag, hoe lyk die wêreld, hoe lyk Elohim se DNA? Hoe lyk die kerke wat wandel in menslike oorleweringe en gebooie, en hoe lyk die gemeentes of die kerke wat wandel in sy weë en dit wat vir hom belangrik is? Kom ons gaan kyk. So Nimrod het eintlik gerebelleer teen die woord. Hy het gerebelleer teen sy gebooie en sy afsprake. Dis die Nimrod generasie vandag. So daarom roep ek vandag 'n Noag generasie. Die Nimrod bou hulle eie geregtigheid en hulle dink Vader moet tevrede wees daarmee. En Paulus praat daaroor, en ek het verlede week ook vir jou gesê. Paulus praat daaroor in Romeine 10 vers 2. Hy sê, ek sien julle het hierdie ywer, ek sien julle het hierdie liefde vir sy woord, julle het hierdie liefde vir hom, maar julle het hierdie kennis nie. En nou skep julle julle eie geregtigheid, en daai eie geregtigheid kan rebellie wees teenoor hom. Dis Babel, dis Nimrod. Kersfees is Nimrod. Jy moet dit weet, dis Nimrod. Ons bou ons eie geregtigheid. Daar's 3 belangrike aspekte vandag in hierdie wêreld, en die meeste sit vandag in die kerke. Dis trots, rebellie en hoogmoed. Daai 3 eienskappe. En ek dink almal van ons het 'n streep met dit hoor. Almal van ons, ek en Kleis, ons almal het 'n streep deur met daai 3 aspekte. Dis hoekom ek hom nodig het. Dis hoekom ek sê, Gees van God, help my, rig my, lei my elke dag in die spore van geregtigheid. Asseblief. Opstand en rebellie teen Elohim se instruksies is Nimrod. Dis rebellie. Dis hoekom mense verward is. Mense weet nie meer wat is reg nie. As ons een ding verkondig en ons sê, ouens, hierdie is heilig, dis Abba se afspraak, kom hier 'n volgende en hy sê, dis Joods, nou is die volk verward. Hoekom is die volk verward? Want hulle ken nie hulle woord nie. Dis eenvoudig soos dit. En nou is daar 'n Babelse verwarring. Nou is daar bekleierery.
Kan ek gou vir jou sê, die ark wat Noag gebou het hy gebou uit gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Ons het nou so pas gelees, ek het nou vir jou gelees, dis daai mooiste skrif wat ek met jou gedeel het, in Genesis 6:22, en Noag het dit gedoen, net soos Elohim hom beveel het hy gedoen. So hy het die ark gebou uit gehoorsaamheid. Die Baal, die toring van Babel is gebou uit rebellie. Die ark is genade en redding en lewe. Meester Yeshua is genade, lewe en redding. Die ark is die skaduwee van Meester Yeshua. Kom asseblief in. Kom asseblief in. Dis genade. Deur sy dood en sy opstanding gee hy in my en in jou die gawe van die ewige lewe. Dis genade. Kom in die ark in. Ten spyte van die storms wat gaan kom, Openbaring 3 vers 10, sal hy jou beskerm. Jy's in sy ark, jy's onder sy beskerming. So die ark is genade en redding en lewe. Babel is verdeeldheid. Dis verdeeldheid. Want dis rebellie. Dis trots en is hoogmoed. En is gebou uit rebellie. Die ark is Meester Yeshua, volmaak en standhoudend, tot in alle ewigheid. Hy sê, alles sal verbygaan, maar my woord sal vir ewig bly staan. Hoekom is ons nie gehoorsaam aan sy woord nie? Die ark, is eintlik die simbool van sy woord. Dit sal tot stand wees, want Meester Yeshua is ons ark. Dis die woord in ons. Dis standhoudend en dit staan vir ewig. Babel was nooit voltooi nie. Nooit nie. Dis hoekom die woord sê, hy sê, baie is op die pad wat na die verderf lei. Daar's 'n weg wat vir jou reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ek sluit af met hierdie laaste skrifgedeelte. In die boek van 1 Tessalonisense hoofstuk 5, vers 4 tot 6. Hy sê, julle, ek en jy, op hierdie aarde, in hierdie seisoen, voor die koms van Meester Yeshua, soos die vergelyking was in die dae van Noag, voor die sonvloed. Hy sê, julle is almal kinders van die lig. Halleluja. Julle is kinders van die dag. Julle weet waaroor dit gaan. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Kan jy sien, ons weer 'n skeiding? Ons weer 'n skeiding. Aan die woorde, of dit is of die wêreld, of dit is heilig. Dis of onheilig, of dis heilig. Jy moet besluit. In die laaste dae, Openbaring 22, en hulle wat regverdig is, sal regverdiger word. En hulle wat onheilig, of onregverdig is, of ongeregtig is, sal vermeerder. So ek wil vandag my keuse maak. Laat ons dan nie slaap, soos die ander wat slaap nie. Maar laat ons waaksaam wees, en nigter wees. Kom ek en jy gaan uit. Kom ek en jy roep 'n Noag generasie. So maar net daar wees. Sê Vader, ek verklaar vandag, ek gaan opstaan soos 'n Noag. Want Noag het genade gevind by U, want Noag was betroubaar. Noag het met Elohim gewandel. Noag was 'n opregte man. Onder sy tydgenote het hy uitgestaan as 'n man met 'n standpunt. Hy het opgestaan en uitgestaan vir die koninkryk van God. En Noag en sy gesin was gered. Die res was buite. 8 mense uit 1 biljoen. Gemaak die som. Noag generasie staan op vandag in die naam van Meester Yeshua. Wandel met 'n regverdige wandel. Gaan weerkaats sy wil, sy plan en sy karakter. Dat ons 'n opregte man sal wees. As ek sê man, dan bedoel ek ook vrou, nê? Want ons het die posisie as seenskap, as man, en ons word weer bruid, wanneer hy sy bruid kom haal, hy sy bruidegom, so opregte mens, kom ons sê opregte mens, onder ons tydgenote. Ons is gehoorsaam aan die lewende God, en ons wandel op hierdie aarde, om sy DNA te kom herstel, om sy beeld te kom herstel. Ons wandel op hierdie aarde, om te weerkaats wie hy is. Hy soek die opregte man, die opregte vrou, met ander woorde, om hom te dien, in gees en in waarheid. Mense, dis vandag my boodskap vir jou. Ek glo en vertrou dat Noag gaan nou tot rus te kom hier in my gees, en baie dankie dat jy vandag geluister het, en ek wil sommer net saam met jou bid, asseblief. Abba Vader, ek dankie vandag vir u woord. Ek dankie vir ons samesyn. Ek dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat ons weet dat in Meester Yeshua het ons die gawe van die ewige lewe. Dankie Gees van God om ons te herinner, om te wandel in die weë, om te wandel dit wat vir u belangrik is. En Vader, ek bid vandag dat elke man, vrou, seun en dogter vandag 'n besluit sal neem, wat die skeiding gaan kom. Dat ons vandag 'n besluit sal neem. Dat ons kies heiligmaking,
Ons kies bruidskap, ons kies kadosh, ons kies om 'n pilaar te wees in die koninkryk, ons kies om 'n oorkomer te wees, en ons kies vandag om afgesonder te wandel voor die aangesig. Maar dit wat heilig is vir ons heilig. Dit wat onheilig is, verwerp ons. Ons meld aan vandag vir gehoorsaamheid, om u beeld te resoneer in 'n donker wêreld. Maar hier is ons vandag, ons en nie, om te sê, hier is ons sal u dien in gees en in waarheid. Maar dis my gebed vir elke persoon wat ingeskakel is, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag die vrede van Skepper God met jou wees, en dat jy sal uitgaan, en gaan weerkaats vandag, sy karakter, sy wil, en sy plan in jou lewe. Shalom.